Eagles Property Consultants. Dis waar jy wil wees. Die huiskoop is nie goedkoop nie, maar as jy wil deur die regte persoon gekonsult word, dan gesels ons vandag met Marie. So, Marie, dankie. Ag, dis 'n voorreg om julle hier te hê. Marie, jy's nou al 'n bekende gesig in die dorp. Baie mense ken jou, jy loop al 'n paadjie. So vertel vir ons asseblief, wie's Marie? Waar gebeur al hierdie dinge? Wat gebeur met jou? Okay. Ek het voorheen toe ek nou in my jong lewe begin werk het ek as 'n maatskaplike hulpwerker begin werk by ondersteuningsraad. Daar het ek vir 9 hervormde kerke gewerk. Okay. En toe by SAVF weer met die Pinksterkerke. So ja, baie mense ken my want ek het al 'n wye pad geloop. En in daai tyd was ek lus vir 'n besigheid. En toe het ek na die haarsalon gekoop en begin en gedink ek gaan 'n haarkapper sê wat vir my werk en dit gaan nou lekker gaan. Toe sien ek baie vinnig nee, ek sal myself ook moet bekwam in die rigting. En dit was in 'n jaar wat Centurion Akademie toe nou net begin het in Klerksdorp, daar in die mediese sentrum. Toe het ek gaan inskryf vir 'n 2 jaar kursus in kosmetologie. En so deeltyds en nou ja, toe weet ek daarom nou, jy weet wat in my bedryf aangaan, so as haarkappers nie opdaag nie, dan weet ek daarom wat om met die kliënte te doen. Maar dit was nooit my passie die hare nie. So ek het gehou van die besigheid en dan baie van die mense. Ja, mense, okay. Ja, baie van die mense. Maar jy's meer jy wil besigheid doen, jou kop moet besig wees. So in die welsynsveld het ek 'n beradingskursus gedoen en alles en in die salon was dit vir my veral lekker. Okay. Omdat ek dink hare 'n persoonlike ding is, het mense baie maklik oopgemaak en gepraat en dan met my agtergrond dan kan mens vir hulle 'n bietjie rustigheid gee en of hulle het hulle eie privaat sielkundige gehad, nê. Hulle sê mos 'n haarkapper is 'n sielkundige. Jy sien. Ja. So ja, dit was vir my baie lekker. En toe het ek later 'n tweede haarsalon begin in 'n ander area. En toe het ek begin agterkom, weet jy, die eiendomme, want almal jy hoor in die salon altyd van mense wat verhuis of hulle huise wil verkoop en so. En ek het 'n vriendin gehad wat daai tyd 'n eiendomsagent is en dan het ek net maar die besigheid so vir deurgegee. Okay. En toe het ek gedink maar miskien kan ek dit self doen. Jouself doen, ja. En so van 2005 af was ek toe nou self betrokke by die eiendomme en in 2007 het ek na die eerste raadseksamen van daai jare. Okay. En toe was dit nog 'n bietjie makliker, nê? Ja, dit is so. Ja, dit was toe nou nie soveel uitdagings hierdie bedryf nie. En toe het ek begin eiendomme verkoop, eers deeltyds en toe later voltyds. En die laaste 10 jaar het ek vir 2 franchises gewerk waar ek bestuurder was van hulle kantoor. So daar het ek baie ondervinding opgedoen. En jy het opgebou daarop. Ja, en ek het 'n tydjie in Potch gaan werk want ek het gevoel Klerksdorp se mark is op daai stadium bietjie problematies geweest en ek het Potch toe gegaan waar daar 'n baie meer aktiewer mark is en bietjie daar gewerk. Ja, seker studente, nê, is ek reg? Ja, daar is baie studente behuising en onthou Potch baie mense koop in Potch wat in Johannesburg werk. So Potch brei ongelooflik uit. Het op daai stadium begin baie uitbrei. En so toe het ek 'n rukkie daar gewerk en toe is my kind matriek, my tweede kind en toe het ek teruggekom en om nou vir haar daar te wees en toe nou maar weer hierso in die eiendomsbedryf aangegaan. En toe begin jy nou jou eie. Ja, en hier is so einde van hierdie jaar toe het ek gedink miskien moet ek my eie ding begin en dit is uitdaging. Dit is 'n uitdaging geweest en ek dink mense is eintlik bang vir die onbekende. Ja, ek verstaan. Jy weet wat jy weet. Jy besef jy ken die bedryf goed, maar altyd bang om na eerste stap te neem. En dit is baie geld dink ek, nê, om ons nou maar sommer te sê hier gaan ek nou ook nog 'n eiendomsagentskap begin. Dis reg. Ja. En jy's nou maar nie nog 'n eiendomsagentskap soos wat jy is want daar is baie. En toe het ek gedink miskien moet ons 'n bietjie anders wees. Okay. En dalk van die begin af adverteer dat ons nie net eiendomme verkoop nie, maar dat ons wat gewone eiendomsagente ook doen, markwaardasies doen en goed. Ek hou van dit. Ek hou daarvan want nou gee mense vir jou 'n huis, maar hulle het nie 'n benul van die markwaarde van die eiendom nie. So omdat ons lank in die mark is of ek lank in die mark is en goeie ervaring het, kan ek vir hulle sê, weet jy wat,
dit is die markwaarde van jou huis. Ja. Want mense koppel sentiment aan hulle eiendom se prys Dis iets wat en ek dan al verkoop oor hulle eiendom gesels. nie. Ja. En dan moet hulle weet wat is die markwaarde van die huis. Want nou ons moet dit in die mark sit vir wat hulle wil hê. En maar dan weet hulle my huis is eintlik dit werd en as daar iemand is wat wil onderhandel, dan moet ek bereid wees om bietjie te kyk na onderhandeling. Nee, so jy kom eintlik hoe sê hulle in die huisbedryf van die fondasie af op wat jy jou paleisie gebou het, Ja, nee. en ek sê altyd vir die agente, weet jy, mens moet liewer wees vir mense as vir die bedryf amper, want jy werk regtig met mense van elke vlak van die samelewing. En as jy in daai huis kom, dan moet jy daai huis met die regte respek hanteer. Ja. En ek sê nou die dag vir iemand, mens voel partykeer soos verkleermannetjie op 'n Smartie boks. Okay. Jy weet, want nou moet jy met hierdie ene gesels en half assosieer met hulle en dan kom jy nou weer in 'n huis, in hierdie eksklusiewe huis en dan moet jy daar ook nou jy weet kan kommunikeer en die regte ding doen. As ons nou so gesels, ek hoor nou van waar jy kom en ek weet jy het gepraat van jou 2 dogters. Is jy alleen in die besigheid? Is jou 2 dogters betrokke? Hoe is dit 'n besigheidsfamiliebedryf? Hoe is die? Ek wil baie graag, dit was die begin idee, jy weet, toe ek nou besluit het ek wil op my eie gaan, laat dit 'n besigheid is wat my kinders mee kan aangaan. So ek het vir Elismarie betrek by die besigheid. Sy's 'n professionele rekenmeester. So sy doen al ons finansies. En dan en dan kan sy ook bietjie na die kliënte se belasting goed kyk, want sy's 'n belastingspesialis. Sy kan kyk waar kan sy die kliënte help met dit. En dan my ander dogter is in die versekeringsbedryf en dit het ook te doen met eiendomme. Jy weet, so mens wil graag 'n omvattende diens lewer. So ja, dit is begin met die idee dat dit 'n familiebesigheid word. So ek sê ons netwerk graag met mense in die publiek op hierdie stadium netwerk ek met albei my dogters, met Elismarie nou met die rekenmeester agtergrond, met Grete met hulle versekeringsagtergrond. En want nou koop 'n kliënt 'n huis, nou wat doen hulle? Hulle vat die bank se versekering wat peperduur is. So mense wil graag kyk dat jy vir jou kliënt ook daardie diens lewer om vir hulle geld te spaar waar nodig. Ja, as hulle julle een pakkie in een kan kry by een persoon, hoekom nou nie? Dis waarvoor dis seker waarvoor die consultants daarvoor is. Julle is hulle consultants. Ja, ons konsulteer. En dan soos byvoorbeeld, ek het nou so ruk terug het ek 'n kliënt gehad wat so in my hart gekruip het, hy en sy vrou. En hulle het 'n stuk grond teen die dorp. En regtig, as jy nou daai stuk grond moet verkoop as landbougrond 16 hektaar, gaan jy niks vir dit kry nie. So, toe het ons die grond gevat en ons het gaan kyk wat kort Klerksdorp, wat kan werk in Klerksdorp. En ons het 'n hele presentation gedoen, aanbieding gedoen vir die staat om te kyk of ons nie iets anders kan doen daar, jy weet, om vir hulle maksimum in die sak te kry en ook dan 'n aanwinst kan wees vir 'n dorp, vir die dorp, want grond so naby aan die dorp is mens maar versigtig voor en bang voor. Jy weet wat daar kan gebeur en dan benadeel dit nou daardie stuk verkoop uitbreiding. Ja. So dis daar so ons het ietsie waarna ons kan uitsien. Of is dit nog nie? Ja, okay. Almal het nou gesê ons wag tot na die verkiesing. Jy weet oral. Ja, so ons hoop nou na die verkiesing dan sal hulle nou die dokument voorlê en sal ons nou antwoorde kan kry sodat ons met dit kan aangaan. Hier's 'n oulike voordat ek nou by die goed kom wat ek wil tegnies vra. Hier's 'n oulike storie aan hoekom hierdie kantore. Waarom is jy in hierdie ek het dit gelees, maar ek wil dit nou nie weggee nie. Ek weet jy moet dit vertel want dit is my so flippend oulik gewees. Kyk, van die begin al was hierdie maar 'n gebedssaak. Jy weet, mens kan nie anders as om die pad met die Here te stap nie. En toe ons nou besluit ons gaan nou op ons eie gaan, ek en 2 van die agente wat voorheen saam met my gewerk het. Toe het ons besluit okay, nou moet ons bid oor hierdie ding en toe die Here vir ons net absoluut gewys, jy weet, tot vir ons die naam want daar okay gee en alles en so het ons vir elke ding gebid en
toe kry ek nou hierdie fantastiese plek en ek is so opgewonde en ek dink ons gaan mooi hier inpas en alles en ek gaan bel vir Lis, maar ek het vir die regte plek gekry. Sy gaan kyk, ja nee, sy dink dit kan werk en ons reël toe nou afspraak met die eienaar en sy sit so, sy dink nee, ek dink dan nie eiendomsagent wil ek hierdie. Okay. Sy het nou meer iets kunstigs of wat ook al in gedagte vir haar perseel. En ek sien sak en as en jy het al jare daarop. Ja. En ek gaan daar na 'n vriendin van my toe en gesels bietjie. Sy sê man, die Here gaan vir jou iets beters gee, nê? Sy sê hier in die straat af is hulle nou besig om hierdie gebou te bou en hulle is nou besig om klaar te maak. Ek sê jou, ek het gehoor daar's 'n plek hier, dalk kry jy hom nog. Maar toe ek okay, ek weet nou van die gebou, maar goed. Wat is die kanse? Daai selfde dag bel die eienaar van die gebou se vrou my. Sy sê vir my, wil ek nie vir hulle waardasie kom gee vir verhuuring op die perseel nie. Want hulle het hom nou gebou vir 'n rede en sy gaan hom nou nie meer gebruik nie. Hy moet nou verhuur word. Ek en 'n ander agentskap kom toe nou, ons kyk, sê toe gee vir haar toe nou waardasie en so en ons loop uit en ek tog, maar dit kan vir my werk. En nou bly dit hier in my agterkop wat die ander vriendin van my gesê het en ek loop toe nou terug en ek kom kyk so ek visualiseer so half die plekke wat mens kan doen en ek besluit maar dit kan werk. Ja. Ek het toe nou daaroor en so en ek sê toe vir Tarsha wat saam met my op daai stadium toe nou daar werk, ek wil vir haar 'n plek gaan wys. Dit is nou so 2 dae na dit, maar intussen reën dit katte en honde. Okay. Maar jy wil daai plek aan sien. En ek wil toe nou vir haar gaan wys, maar dit is toe nou klaar na die reën en alles en was baie modderig. En ek het sulke rubberskoene aan. Ja, gelukkig vir jou. Wat jou voete nie so insteek en dan kom ek en sy in en toe ek so trap om op die trappie te trap, toe sak ek in tot by my kuite. Okay. In die modder in. Okay. Tot by my kuite. Want hierdie area het baie turf, so ek dink hulle moes baie diep uitgegrou het met die bouery en toe dit nou nat word, toe is dit nou 'n storie, maar in elk geval sy het begin my trek. Sy kry my nie uit. Ek sê gaan my uitkry nie. Jy verstaan nie. Dit is so turf. Dit suig my so vas. Ja. Swart is wat die werkers kom nader en hulle kom trek. En ek sê ons was daai dag met ons video's daar gewees. Yes, like. Ek trek my voete nou so uit my skoen uit. Ek kry hom toe nou uit. Hier kom een met 'n Coke bottel met water, kom was my voet en goed. Die ander een vat my skoen gaan was hom want toe moet hulle my skoen uitgrou want toe maak daai grond weer so. Die skoen is daaronder. Grou hom uit gaan was hom en toe ek die volgende dag met een van die ander agente praat met wat ook nou saam met ons sien te skuif. Toe sê sy vir my, vat dit as profeties. Jy sê geplant. Ek wou net sê, jou voete was gewas as mens so kyk daarna, nee. So, dis eintlik mooi. En dis wat jou nou laat besluit het, dis waar ek my besigheid doen. Ja, en toe begin ons praat en so, en nou ja, ons is hier. Maar julle het nie inloopkliënte nie, julle werk slegs op afsprake, is ek reg? Dis 100% reg, ja. Weet jy, ons is groot op Facebook en so, en ons telefoonnommers is oral so. Mense bel ons en maak afsprake. En julle kliënte praat seker maar van julle wat julle nou help het. Ja, meeste van ons kliënte is by word of mouth. So ek moet nou sê ek is van 2005 af in die eiendomsbedryf en meeste van my kliënte is verwysings. Hoeveel agente is julle tans hierso? Dis ek en dan ons 5 agente. Ja, nou, so julle is eintlik 'n groot groep. Ons is hier 'n groot groep. Ons werk so 'n bietjie anders. Jy sal sien dis nie plek vir die agente om te sit en werk nie. Ja. So hulle werk van die huise af. Dis lekker. Want ek sê altyd die beste agent is in die strate tussen die kliënte. So, die oomblik wat mense nou 'n lekker kantoor opset het, dan kuier hulle en kook en tee en koffie en dan doen hulle wat gedoen moet word nie. So hulle werk in die strate, hulle as hulle kantoor toe kom, dan kom hulle in met 'n kontrak of hulle kom gesels oor 'n transaksie of so. Ons doen al die opvolgwerk uit die kantoor uit, so hulle hoef dit nie te doen nie. Ek doen dit vir hulle met die prokureurs, met die verbandkonsultante en alles. So hulle kan net werk en verkoop. En julle doen verkopings en verhuurings of doen julle net verkope? Weet jy, op hierdie stadium doen ons nie verhuurings. So hier en daar is daar iemand wat vra, jy weet, dat ons
'n plek moet verhuur. So ek sal nie sê ons doen glad nie verhuurings nie. Kyk, verhuurings moet jy iemand hê wat regtig waar hands-on is. So ek het op hierdie stadium nie 'n agent wat kan fokus op verhuurings nie. En vir my, jy weet, dit is nou nog 'n nuwe besigheid om dit self te doen is gaan my bietjie besig hou. Ja. Kom ons begin so. As jy 'n agent wil wees, wat moet jy als doen? Ek weet daar's NQF dit. Vertel ons 'n bietjie meer. Hoe word ek 'n agent? Goed. Jy kom na my toe. Ek registreer jy by die Raad van Eiendomme, want niemand kan werk sonder 'n geldige FFC nie. Okay. So dis die beginpunt. Ons registreer jy by die Raad van Eiendomme en dan begin ons met die opleiding. Ek het so in COVID, in daai tyd wat ons op lockdown was, het ek van my kop af raak, ek het al die stilte gehoor. En ja, toe het ek 'n handleiding geskryf vir agente. Wow. So, dit is so 'n induksiekursus. Alles wat hulle moet weet van kontrakte, van mandate, van hoe jy 'n koper hanteer, hoe jy 'n verkoper hanteer en so. So ek het dit gedoen, dit is ingebind in 'n boek. So dit doen ons dan nou in die kantoor. En nou so in verlede maand toe hierdie Property Practitioners Association vir ons e-pos geskryf en gesê die agente gaan nou nie meer hulle logboeke hoef te doen nie. Dis awesome. Dit was 'n verskriklike harde werk, daai portfolio of evidence wat hulle moes doen en so ons wag nou nog om te hoor. Jy weet, hoe gaan hulle dit van hier af hanteer? So ja, ek het ook nog 'n passie daarvoor om agente op te lei. As ek nou so dink oor die jare wat ek nou ek was nou vir 10 jaar in jy weet wat ek nou kantore bestuur het. En die beste agente het ek regtig waar gevatte van onder af geleer en hulle is die agente wat die beste presteer. So het dit nie gekom van 'n ander agentskap met hulle eie idees van hoe dinge gedoen word nie. Ek kon hulle na jou hand leer en ja, dit was lekker. Dis lekker. Om 'n prinsipaal te wees, wat moet jy NQ wat hê dan? Dan moet jy NQF5 kursus doen, dan is jy prinsipaal. Is dit nog die moeite werd om in die bedryf te wees met die mark wat ons het en die rentes en die mense wat nie regtig mee kwalifiseer nie, al die werk gedoen om my koop deur te kry en dan val hy deur die mat. Is dit regtig nog die moeite werd? Kom ek sê vir jou, in die verlede was dit 'n baie maklike bedryf vir 'n huisvrou om deeltyds te doen. Okay. Dit is nie meer so nie. Jy moet voltyds kan inklim en vir jouself doelwitte stel. As jy nie in die eerste plek lief is vir mense, nie? En volgens 'n program kan werk nie, dan gaan jy nie maak in die bedryf nie, want jy kan nie meer een eiendom verkoop elke 6 maande nie. Jy weet, jy moet voltyds inklim en jou ding doen. So hier en daar het ek iemand wat op pensioen is, jy weet wat dit doen vir 'n ekstra inkomste. Dit is goed, want dan is hulle nie afhanklik net van kommissie nie, want dit is nou maar die ding. Ons werk net op kommissie. En as 'n nuwe agent nou begin werk, dan moet hulle omtrent 3 maande kan dra. En dan is dit ook nie te sê gaan dadelik 'n huis verkoop nie. So jy moet jou eintlik bietjie langer finansiëel kan dra voordat jy nou jou eerste kommissie kry. So dit is maar 'n beroep vol uitdagings maar ja, as jy lief is daarvoor en jy's lus om 'n uitdaging aan te pak, dan is dit die bedryf. As jy krag het vir uitdagings. Ja. Daar's glad nie 'n ouderdomsbeperking om 'n agent te wees regtig nie, is daar? Nee, daar is nie, solank jy goed, jy kan as jy nou ek sal nie sê begin nou op 70. Ja, natuurlik, ja. Maar as jy nou jou kwalifikasie het en jy werk, dan kan jy solank soos wat jy 'n telefoon kan antwoord en kan onthou en dan kan bestuur, dan is jy okay, dan kan jy werk. Net fit genoeg wees om uit te klim. Ek is 'n verkoper. Ja, verkoper. Nou moet ek my woorde reg kry so. Wat sou jy sê kan ek anders doen om, as jy my tips kan gee, om my huis reg uit te bring en te sê, koop hom? Okay. Ons kry baie keer die vraag, as jy nou voor 'n verkoper sit, dan vra hulle vir jou, wat moet hulle hier doen, jy weet, om die huismark gereed te kry. Ek weet nie, dit wissel seker net maar van agent tot agent, maar ek voel,
dat hulle niks moet doen nie. Kom liewer af met jou prys en sê, weet jy wat, hier moet nou 'n bietjie geverf word en so aan. Kom ons kom so 20 of 30.000 of 40.000 afhangende van die werk wat gedoen moet word. En verkoop jy huis net soos wat hy is. Want nou verf jy hom, maar die nuwe koper gaan dalk voel hy wil die mure ander kleure hê. Ja. So dit hang maar af van geval tot geval. Baie keer dan is dan 'n baie skade. Jy weet, die dakke dop af, die plafonne dop af en so. Dan sal jy nou wil adviseer en sê luister verf die plafonne want dit lyk sleg. As mens nou 'n kliënt hier inbring, dan gaan dit hulle afsit. Jy weet, so dit hang maar af van geval tot geval. Ek het al gehoor van 'n agent wat vir my sê, hy laat net koekies of vanilla water in die huis en dan ruik dit homey, dan wil jy sê okay, goed dan, jy weet. Ja. It's possible, neem ek maar aan. Braai eie. Braai eie, dit het ek ook gehoor. Wat ek wil weet ook, ons het nie in Klerksdorp, want ek weet baie van die rand of die stadse mense doen dit, skouhuise. Die veiligheid vir jou as 'n agent. Dit is bietjie, ek meen, ons het so rukkie terug het ons, is al 'n jaar of 2, van 'n agent wat hulle vermoor het. Hoe hanteer julle daai uitdaging? Ja. Weet jy, in ons kantoor, dan mag jy nie met 'n kliënt werk as jy hom nie vooraf goedgekeur het nie. Okay. Want met 'n voorafgoedkeuring moet daai kliënt sy ID-dokument gee en dan gee ons dit deur vir die verbandkonsultant en sy doen 'n voorafgoedkeuring en dan voel jy so half as hulle kyk of die kliënt dit kan bekostig en so dan het jy 'n kliënt wat kan koop en dit is dan nie kansvatters nie. Waar as jy 'n skou hou, het jy nie regtig beheer oor wie die eiendom besoek nie. Ek weet op die rand en oral dan reël hulle nou met sekuriteitsmaatskappye om nou te gaan stop daar en seker te maak dat dit veilig is. Maar nog steeds dink ek moet mens jou kliënt se veiligheid vooropstel en ek weet nie, 'n skou almal gaan seker nou nie met my saamstem, maar dit is nie veilig vir die agent, sowel as vir die verkoper nie, op in Klerksdorp. Ek stem saam, daarmee stem ek regtig 100% saam. En dan as ek 'n koper is, waarna moet ek uitkyk as ek nou, ek wil sê, as ek 'n verskuilde, hoe kan mens sê, agent het wat my nou hierdie huis hy wil net van hierdie huis ontslaa raak en ek wil koop. Waarna moet ek spesifiek uitkyk wat, weet soos elektriese drade of wat ook al, wat se raad sê vir my daar gee? As jy nou 'n koper is en jy wil koop. Ja. Weet jy, om die kliënte te beskerm, het ons deesdae deel van ons kontrak, dit het nou wetgewing geword, dat ons so 'n tipe van 'n disclosure moet doen. Okay. Dan wat die verkoper vir ons moet doen, om vir ons die defekte in die huis uit te wys. Want jy as agent weet nie altyd van die defekte nie. Sigbaar kan jy nou, maar jy weet nou nie van wat in die dak aangaan of wat ook al nie. So, as ons daai vrywaring of daai disclosure as deel van ons kontrak het, wat deur die verkoper en die koper geteken word en die agent, dan word die agent daarin in 'n mate gevrywaar van latere eise. En dan is dit dan maar op die verkoper, jy weet. Dis nou wat dat hy dit nou vra. Wat is hy jok? Wat is hy nie alles uitwys nie? Dis reg. Dan later as daar eise is, dan kan 'n eis teen hom ingestel word en nie teen die agent nie. So eintlik beskerm hulle regtig dis na die verkoper en die agent. Dis eintlik wat hier gebeur. Ja. En dit is eintlik interessant. Ek het dit nou nie geweet nie. Dis harde werk, nê. Dit is regtig 'n uitdagende werk. Maar hoe met die kompetisie wat ons in die dorp het. Ek meen dis regtig flippin baie agentskappe. En ons het regtig goeie agente ook. Hoe bly julle in kompetisie mekaar? Want dit het al gebeur dat mens as jy Property 24 oopmaak, dat daar een huis by almal gelys is. Hoe garandeer jy dat jy dit plek gaan verkoop? Kompetisie is nie sleg nie. Kompetisie is goed. Ek hou van dit. Ja. Want ek dink so sal 'n agent sorg dat hulle dit wat hulle doen beter doen. Jy weet. Op hulle tone bly. Op hulle tone bly en die ding reg doen. So dis nie sleg nie. En ek sê altyd werk liewer saam met 'n ander agentskap. Halwe eier is beter as 'n leedop. As wat jy nou iemand wil te nakom. Jy weet, so baie keer dan het ons alleen mandate en ons kliënte stuur vir ons foto's van 'n alleen mandaat
waarop ons eintlik nie mag werk nie, dan werk jy saam met daai agent want jy wil 'n gelukkige koper hê en jou verkoper, jy weet die verkoper kry ook dan nou sy huis verkoop. Terwyl jy van mandate praat, gee vir ons bietjie net gou so kortlikse idee van wat is alleen mandaat en wat is mos 'n oop mandaat, 'n oop mandaat. Ja. As 'n kliënt 'n oop mandaat gee, beteken dit enige agentskap kan hom lys en kan op hom werk. Wanneer daar alleen mandaat is, dan beperk dit die bemarking tot een agentskap. Okay. Ja, maar soos ek sê, mens kan saamwerk. Baie keer daar's 'n deelmandaat ook waar 'n eienaar dalk voel hy wil vir 2 agentskappe gee. Maar dit is 'n uitdaging in 'n moeilike mark. Jy weet dit hang maar af hoe die mark is want baie keer dan is dit nie tot 'n verkoper se voordeel om 'n alleen mandaat te gee nie, tensy hy weet daardie agent gaan baie hard werk en goeie blootstelling gee vir daai eiendom, sodat hy kan verkoop. Kommissie, het julle vasgestelde kommissie? Ja. Dit is wat julle op het, daar is nie verskeidelde pryse en sulke goedjies nie. Weet jy, ons werk op 8% kommissie, maar kommissie is altyd onderhandelbaar. Okay. So, ons kyk maar, jy weet, die oomblik wat 'n kliënt begin onderhandel op 'n prys, dan onderhandel ons ook oor kommissie, want dit is nie regverdig dat ons dan nou ons volkommissie kry en ons verkoper moet dan met 'n laer bedrag in sy sak tevrede wees nie. Net voordat ek afsluit, as ek wil my huis verkoop, maar ek heg waarde in 'n huis en dit is nou my prys wat ek wil hê, maar ons weet dit is nie markverwant nie. Daai huis is verniel, dit is 'n ou plaashuis of wat ek al. Ek gaan regtig nie daai geld kry nie. Hoe hanteer jy dit om wel daai plek vir daai man te verkoop? Of sê jy maar vir hom, nee meneer, ons moet regtig hier praat. Ek glo altyd mens moet eerlik wees, nê? Jy probeer altyd maar verhoudings beskerm, laat iemand nou nie verskriklik kwaad is vir jou nie, want 'n volgende agent kom en hy sit hom vir daai bedrag in die mark. Jy weet, ons het dit al baie gekry, dan op die ou einde, dan kom die kliënt terug na jou toe, wat eerlik met hom was, en sê hoor my huis het toe nou nie verkoop nie. Kom, en dan doen ons vir hom 'n markwaardasie, 'n area-analise en ons bewys vir hom en dan sit ons die huis vir die regte prys in die mark. Julle markwaardasie is gratis, nê? Ja, ons doen dit gratis. Ons kan 'n geldjie vra vir dit, maar ons doen dit gratis. Dan vra ons nou vir 'n tydperk alleen mandaat. Dat ons alleen werk, want dit is harde werk. Ja, jy weet om die markwaardasie te doen. Wat ek ook doen, ek doen vir baie egskeidings, vir prokureurs wat besig is met egskeidings of vir boedels of so. Dan doen ons markwaardasies en dan kan ons geldjie vra vir dit. Boedelhuise, is dit moeilik? Ja, dit is moeilik want onthou die meester moet toestemming gee dat daai huise verkoop word en dit vat langer as 'n gewone transaksie wat ongeveer 3 maande vat. Marina, wanneer is die beste tyd om eintlik 'n huis te koop? Nou. Nee, ek sê altyd daar's geen beter tyd as nou nie, maar ja, soos ons net gesels het, reenseisoen is seker die beste seisoen om te begin rondkyk vir eiendom en dan gaan jy nou sien as daar lekkasies is of as die water nie, jy het water wat vloei van die buurman af deur jou tuin, so daar moet voorsiening gemaak word vir daai watervloei in mure, jy weet as daar muuromheinings is en so. Ek dink seker reenseisoen. Reenseisoen, so ja, okay, ons stem saam, in winter gaan daar 'n kaggeltjie wees en goed, dan gaan jy daai huis wil koop. Maar wat sê jy sê voordele van 'n eerste koper? Het hulle enige voordele? Ja, weet jy, vir eerste huiskopers is daar nou huidiglik op hulle verbandkoste 'n 50% afslag. So dit help nou nogal regtig want dis een ding wat ons nou nogal sien, partykeer het mense nie daai ekstra geld vir oordragskostes en verbandkostes nie. So dit gee so 'n bietjie verligting. As iemand 'n verband wil uitneem, wat sou vir hulle voorstel daar? Eerstens moet hulle seker maak dat hulle dit kan bekostig en 'n bietjie weet nou nie net bekostig nie, maar die verbandkonsultante kyk ook daarna, jy weet in die banke. So hulle doen die evaluering en hulle sal nooit tot op die sent, jy weet, laat iemand nou later dalk in die moeilikheid kan raak nie.
Met ander woorde, jy wil vir my sê, maak net voorsiening met die rentekoers wat ons het, met die wat so kan op en af gaan, hè? Die bank keer 'n verband goed, maar nou moet jy in ag neem dat die rentekoers kan styg. So dan wil jy nou nie noodwendig in 'n probleemsituasie hanteer nie. So nou baie mooi na jou persoonlike finansies kyk. Laat daar 'n speling is, sou die rentekoers opgaan, dat jy nog steeds jou verband kan betaal. Jy moet nie eintlik probeer om van die hand tot die mond te leef nie. Met ander woorde, moenie nou as jy huispremie skuld aangegaan het, nou gaan doen jy ook 'n persoonlike lening of koop 'n motor dat dit bo jou firma plek is nie. Ja. Okay. Ja, en baie keer wat ons nou kry, dan sal mense nou teken op 'n eiendom en dit gaan verbandkonsultant toe en dan besef hulle hoorie maar hulle het nou nie die oordragskostes nie en dan gaan doen hulle persoonlike lening. Okay. En dan voor dat die plek registreer en hulle doen nou laaste check, dan sien hulle oor nee. Dan word hulle afgekeur. Dan penaliseer hulle, dan word hulle afgekeur as gevolg van die skuld wat hulle na die tyd aangegaan het. Okay. So mense moet maar regtig net voordat 'n huis wil koop, dis eintlik 'n vraag wat ek jou moet vra is, kan jy nog private huis koop? Kan jy nog sonder 'n agent 'n huis koop? Weet jy, ons kry dit baie, want onthou nou spaar hulle daar die agentekommissie, maar daar's 'n groter risiko aan verbonde. Okay. Ja, want ons kyk dat die koper gekwalifiseer word om die huis te kan koop. Maar as iemand nou nie by jou instap en sê luister ek wil jou huis koop, dan het jy nou geen agtergrond van daardie persoon se finansies of sy finansiële status nie en ja. Dit sloer eintlik die proses. Dit sloer. Nee, dit sloer. As ek nou ekstra geld, kapitaal het, doen die banke dit nog dat sou ek my huis bietjie meer wil betaal? Het sy maandeliks of 'n groot bedrag aan eers doen hulle dit nog? Ja, baie keer dan doen die bank verbandkonsultante aansoek vir 'n aksesband en dan kan jy groot somme geld in jou verband deponeer en so spaar jy op rente. Iemand het ook vir my gesê, as jy elke maand net R200 op jou premie kan ekstra betaal, help dit al klaar. Is dit die waarheid? Dit help, ja. Nee, dit help, want as jy nou 'n huis koop, dan betaal jy teen die einde van die termyn om 2 keer. Soos die rente. Ja, natuurlik, dit maak sin. Jy moet alles doen wat jy kan doen om daai rente af te kry. Jy raai tweede verbande eintlik sterk af. Sê vir ons hoekom. Ja, verseker, want jy skiet jouself in die voet. Ek meen jy betaal te veel vir jou eiendom dan op die ou einde. Ons werk nie met dit nie, so die mense gaan gewoonlik direk bank toe of na 'n verbandkonsultant toe, maar nee, ek sal dit nie aanbeveel nie, regtig nie. Maar daai het ons dit is eintlik 'n gesprek wat nog langer kan duur as ons nou regtig tegnies raak, maar ek dink ons het vir die mense hier wat hulle vra het ons bietjie gedek, maar hulle is meer as welkom om jou te kontak enige tyd, nee. Ja, nee, enige tyd. Ons gaan die kontakbesonderhede los op jou WhatsApp. Ja. Werk jy op WhatsApp? Ja. Ek kry agent so jammer wat op WhatsApp werk, eerlikwaar, want daai telefoon hou nie op nie. Dit hou nie op nie, dit is baie sterkte met die nuwe baie besigheid. Ek dankie. weet dit gaan 'n sukses wees soos wat jy al reeds bewys het jy is. En ek hou jou dop om te sien wanneer trap jy weer 'n modder. Daai voete gewas kan word. Maar baie dankie vir jou tyd en baie sterkte. Groot plesier, dankie vir julle. Wil jy eiendom koop of verkoop? Residensieel, kommersieel, industrieel plase? Kontak my gerus by Eagles Property Consultants.